Here, dankie dat U ons beskerming is, ons skuil by U. Here, ons behoort aan U, en daar is vir ons niks goeds nie, behalwe by U. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader, en van Jesus Christus die Here, en van die Heilige Gees. Ons gaan nou vanmorgen 'n paar gedeeltes lees, soos om nou maar so van voor na agter te vat, en ek ook my Handelinge hoofstuk 15, Handelinge hoofstuk 15, 2 Timoteus 2, 2 Timoteus 4 is daarom naby 2 Timoteus 2, en Hebreërs 11. Handelinge 15, 2 Timoteus 2, en terwyl ons daar is, gaan ons ook sommer 2 Timoteus 4 lees, en Hebreërs hoofstuk 11. Ons kyk vandag na die flegmatiese temperament, of soos wat hy partykeer ook genoem word, die luiperd. Ek weet nie wie van u gesien het van die klein luiperdwelpie wat die leeuwyfie groot gemaak word nie. Dit is in Kenia of daar iewerster het 'n luiperdwelpie wees geraak en 'n leeuwyfie wat self welpies het die luiperdjie gevat en dan maak sy die luiperdjie groot. Ek hoop maar net sy maak hom eintlik groot. Dat sy dan nie op 'n stadium agterkom as bietjie anderster as sy nie. Maar dit is eintlik dierbaar dat hulle mekaar so help. Ons kyk vandag na die luiperd, temperament, die flegmaat. Goed, ons lees eers die stukkie in Handelinge 15, vanaf vers 36. Dit is nou waar die tweede sendingreis weer beplan word. 'n tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het. Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem, maar Paulus het gedink dit is nie reg om die man saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie eenduit die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het vir Markus geneem en met 'n skip na Siprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek, nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. Hulle het deur Sirië en Cilicië gereis en die gemeentes geestelik versterk. En dan blaai ons na 2 Timoteus 2 toe. Ons lees vers 1 en 2 en dan ook vers 15. Dis nou waar Paulus vir Timoteus skryf. Nou Timoteus was 'n baie jonger man as Paulus. Paulus was amper 'n tipe van 'n geestelike vader vir Timoteus. Hy het hom so met Timoteus ontferm. Dan sê hy vir hom, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my vir baie getuies oor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne, wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Dan ondertoe na vers 15, of kom ons lees maar vers 14 ook. Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner, en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie en is net skadelik vir die hoorders. Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel, as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'n Arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. En dan in hoofstuk 4 vanaf vers 1, ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want dan sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nigter. Verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. En dan Hebreërs 11, vanaf vers 8.
gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon. 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon. En so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sarah onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestaan het so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het uit die verte gesien en daaroor gejuig. En hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te ken dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terugverlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse, verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Omdat Abraham geglo het, het hy toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Ons lees dan nou net tot sover. Soos jy op die skerm kan sien, ons kyk na Timotheus, Barnabas en Abraham. So ons gaan vandag sommer so drie van die ouens daar kyk, wat iets van 'n luiper temperament vir ons wys. Net so 'n bietjie oor waar ons vandaan kom. Daar's 4 temperamentstipes, het ons mos gesê, die flegmatiese mense, 'n luiperd temperament. As mens dink aan 'n luiperd, 'n alleen mens. Luiperd loop nie in troppe soos ander diere nie, loop alleen, lê op 'n tak, teruggetrokke, skie. Jy sien hulle nie sommer in die wildtuin nie, dis die groot prys om te kry in die wildtuin. Skie mense, skugter introverte. Dan is daar die koleriese mense, die leeu's, die leiertipe mense, en dan is daar die melankoliese mense, die olifantmense, ook bietjie introverte, maar groepsmense, hartsmense, en dan is daar die sanguiniese mense, die extroverte, die dolfyne, die mense wat lief is vir mense, en die mense vir wie mense lief is, en wat baie ligter deur die lewe gaan, as die ander temperamentstipes. Die gewoonweg in die Bybel sê hulle Abraham is die tipiese luiperd. Ons gaan vandag so 'n bietjie na hom ook kyk, saam met Timotheus en Barnabas. Ons het gewoonlik sê hulle Paulus is die leeu, ons het Jakobus as die leeu gebruik. Maar leeu's is nodig in God se koninkryk, want sonder leeu's sou daar baie min gebeur het in die koninkryk. Daar moet leiers wees, daar moet mense wees wat voorloop, daar moet mense wees wat leiding neem, maar ons het ook gesê, almal, luiperds, leeu's, olifante, dolfyne, almal moet hulle gedurig en gereeld onder die beleiding en die beheer van die Heilige Gees stel. So ook leeu's, sodat die bad wolf nie uitkom nie, dat die negatiewe van hulle temperament nie oorheersend raak nie. Die olifant is mos gewoonlik Moses. Ons het gekyk na Andreas wat 'n 1-tot-1 mens was, wat baie mense na die Here toe gelei het, wat sy eie broer Petrus na die Here toe gelei het. Hy het nie die kalklig gesoek nie, hy wou nie op die voorgrond wees nie, hy wou nie en daar moet vir hom 'n standbeeld opgerig word of een of ander eer aan hom gebring word nie, bereid om in die agtergrond stil sy werk te doen en 'n groot krag in die Here se koninkryk te wees. Olifante is ook nodig in God se koninkryk. Die mense wat in hulle binnekamers bid en wat nie wil hê ander mense moet dit eers weet nie. Die mense wat 'n bord kos oor die straat stuur waar daar nood is. Die mense wat 'n bemoedigende hand op 'n skouer sit en wat glad nie wil hê dit moet aan die groot klok gehang word nie. Kosbaar in God se koninkryk. En dan is daar wat ons volgende week na gaan kyk, die dolfyne. En Petrus is die tipiese voorbeeld daarvan. Hierdie impulsiewe ou wat sê, Here, as dit U is, sê net en dan stap hy op die water. Here, ek sal U nie in die steek laat nie.
vinnig besluit, vinnig praat, en dan kan hy nie altyd bly by wat hy gesê het hy wil doen of gaan doen nie. Maar uiteindelik het die Here hom die leier van die groep gemaak. Dis wat ons volgende week gaan kyk. Vandag nou kyk ons dan nou na die luiperd. Nou soos wat u nou na die skaal kyk, sit hy hierso links bo volgens ons tabel. Dit beteken hy's aan die linkerkant. Hy's 'n introvert, maar hy's bo, hy's meer 'n kopmens as 'n hartmens. As 'n mens kyk na van die positiewe kenmerke van hierdie temperament, dit is kalm mense. Jy kan sien wat 'n belangrike rol hulle ook in die koninkryk en in die kerk kan speel om kalm te wees. As niemand anders kalm is nie, dan is hulle die kalm ouens. Gemoedelik, beheerde emosies, vredemakers, hoë spanningstoleransie, dink voor optrede, getrou aan hulle vriende, betroubaar en verdraagsaam. Net soos wat die Here al die ander temperamente wil gebruik, wil hy hierdie ook gebruik. En daar is 'n hele paar positiewe dinge wat as u uself in hierdie dinge herken, dan weet jy, dis dinge wat die Here ook in sy koninkryk, ook in Kanonhoop gemeente wil gebruik. Maar dan is daar ook ons by elke temperament negatiewe dinge. Traag en onbeslis. Daar het nou gestaan, dink voor optrede, maar partykeer sê hulle, dink en luiper te lank. Arnold Mol skryf in sy boek, dat hy en sy vrou verskil, so sy is 'n luiperd en hy is 'n dolfyn. Hy's 'n dolfyn en sy is 'n luiperd. So hy dink vinnig en hy neem vinnig besluite en dan is hy nog nie reg nie en dan moet hy haar 'n paar dae kans gee om te gaan dink oor die ding. Maar partykeer dink luiperds te lank en dan moet hulle so 'n bietjie gehelp word om net tot 'n besluit te kom, want as jy hulle gaan los, gaan hulle aanhou dink en aanhou dink en aanhou dink en daarom moet hulle partykeer so 'n bietjie 'n stootjie kry om aan die gang te kom. Vreesagtig, dit is ook 'n moontlike negatiewe kenmerk van hierdie temperament. Vreesagtigheid, eiesinnigheid, huiwerig om betrokke te raak. As 'n mens byvoorbeeld, Moses het ook 'n bietjie hiervan gehad, al was hy nou meer 'n olifant, maar hoe moes die Here hom nie ook so ver kry om Egipte toe te gaan en met Farao te praat nie? Here, ek kan nie. Here, ons ken nie u naam nie. Here, ek kan nie praat nie. Ek's nie goed met nie. Here dit, Here dit. Hy het ons 'n klomp verskonings gehad, huiwerig om betrokke te raak, tipies van 'n introverte. Mense kan hulle ook as ongeesdriftig beleef. Maar eintlik is hulle hier binnekant baie opgewonde oor die ding, maar hulle wys dit nie op hulle gesigte en hulle sê dit nie met hulle tonge en dan dink mense, maar hierdie mense is ongeesdriftig, hulle is nie opgewonde oor, maar eintlik is hulle hier binnekant baie opgewonde. Hulle wys dit net nie so goed aan die buitekant nie. En daarmee saam ook baie terughoudend. Iemand anders wat ook oor die moontlike negatiewe dinge van 'n luiperd geskryf het, sê omdat hulle so vreesagtig is, baie keer vreesagtig is, word hulle lewe baie keer deur vrese en deur bekommernisse oorheers. Hulle bekommer hulle baie maklik oor 'n ding. Bekommer hulle oor baie dinge. En baie keer word baie van die dinge waaroor hulle bekommerd is gebeur nooit nie, maar hulle is bekommerd daaroor. En leer ook nie af om op te hou bekommerd wees oor dinge nie. Hulle is baie keer bang dat as hulle iets gaan sê, dan gaan dit dalk 'n verhoudingsskade doen of dit gaan dalk hulle werk in gevaar stel. Waar 'n leeu en 'n dolfyn maklik praat, maklike ding sê en nie bekommerd is oor gaan dit my dalk 'n gevaar stel of gaan dit dalk iets doen nie. Is 'n luiperd baie bang dat wat hy gaan sê en volge teen hom sal hê. 'n Luiperd sê dit ook word baie keer deur die ander temperamente as swak gesien, omdat hulle besluiteloos is, traag is, ongeesdriftig voorkom. Dink ander temperamentsmense partykeer hulle kan op 'n luiperd trap of hulle kan oor hom loop, maar hulle besef nie hoeveel innerlike krag daar in 'n luiperd is nie, omdat hy dit nie na buitekant toe wys nie. Baie keer sal 'n luiperd sê hulle in 'n konferensie sit vir 'n paar dae en die wonderlikste idees en die wonderlikste planne hê en dit net nooit noem nie. Die ekstroverte praat en hulle sê wat in hulle gedagtes is en wat in hulle koppe opkom en hulle deel hulle idees met almal in die groep en almal baat daarbey. En 'n luiperd sal tevrede wees om 'n hele konferensie daar te sit, al hierdie idees in sy of haar kop te hê en dit net vir hulle self te hou. Dit is nie vir hulle nodig om vir almal te sê wat hulle dink nie, om met hulle hart na buite toe te loop nie. En hulle sal ook mense wees wat eintlik sal hoop as daar verandering kom dat iemand anders dit sal doen. Hulle wil ook graag partykeer verandering hê, maar hulle wil dit nie doen nie. Hulle hoop iemand anders te doen dit.
so 'n bietjie net so of 'n idee te gee van hoe hierdie temperament lyk. En jy kan jouself daarmee en kyk of kan jy jouself in hierdie temperament sien. Interessant wat 'n Bybelfigure die mense aan hierdie temperament koppel. Hulle sê dat Johannes 'n luiperd was, Markus was ene, die 3 waarna ons vandag gaan kyk, Timoteus, Barnabas en Abraham, en dan reken hulle ook selfs dat Josef en Gideon, dat hulle ook luiperd temperamente gehad het. As 'n mens ook dink aan Gideon, hoe dat die Here hom ook moes oortuig, toe hy hom as 'n rigter geroep het. Here, ek kom uit die kleinste familietjie, en Here, in my familie is ek nog die geringste van hierdie geringe familietjie. Here, gee my 'n teken, ek wil eers 'n teken hê, hoe Gideon ook traag en huiwerig was, om aan die gang te kom. Maar die wonderlike is, en dit gaan ons vandag sien met hierdie 3 voorbeelde, as mense met hierdie temperament bereid is om die Here werklik eerste te stel in hulle lewe, en vir die Heilige Gees te vra om hulle te help om hulle sterkpunte te leef en om te groei in hulle tekortkominge, dan gebruik die Here hulle wonderlik in sy koninkryk. Die eerste voorbeeld waarna ons dan nou vandag gaan kyk is Timoteus. Nou Timoteus het baie keer saam met Paulus gereis. Handelinge 16 vers 1 tot 3 vertel vir ons waar Paulus aan Timoteus gekom het. Hy kom in Lystra en toe ontmoet hy vir Timoteus daar. En Timoteus was 'n gelowige gewees. Ons weet ook dat sy ma en sy ouma gelowige mense was. En almal in Lystra en in Ikonium het net goed gepraat van Timoteus. En toe Paulus besluit, hy gaan hierdie ouetjie met hom saamvat. Hierdie is iemand wat werklik vir die Here se koninkryk baie kan beteken. As Paulus die brief van die Filippense skryf, dan skryf hy in Filippense 1 vers 1 van die broer Paulus en Timoteus aan die gemeente in Filippi, wat vir ons sê dat Timoteus 'n medewerker was, iemand wat tot saam met Paulus aan sy briewe geskryf het vir die gemeentes. Ander kere dan was Timoteus nie by Paulus nie, dan het Paulus hom gestuur om sekere werk te gaan doen, of hy was op pad na Paulus toe. 1 Korintiërs 4 vers 17 skryf Paulus eintlik 'n hartseer hoofstuk vir die gemeente van Korinthe. Wat gebeur het daar is, Paulus het daar gewerk en alles het goed gegaan, en toe gaan hy weg, en toe kom daar ander ouens, en hulle maak Paulus sleg by die gemeente, en hulle bring die gemeente in verwarring, en hulle bring Paulus in onguns by die gemeente. Paulus het ook 'n tranebrief van hulle geskrywe, wat weggeraak het, wat ons nie meer vandag het nie, maar hy verwys na die tranebrief, om dinge te probeer regstel. Hy begin daai in Korintiërs 4, deur vir hulle te sê, julle moet ons nou sê, ek is nie betroubaar nie, dan sê hy vir hulle, maar dis nie vir my van die minste belang, of julle my betroubaar bevind nie. God is die een wat oor my sal oordeel. God is die een wat sal besluit, of hy betroubaar is of nie. Dan gaan hy aan oor hoe hard hy vir hulle gewerk het, en hoe ondankbaar hulle teenoor hom was, en dan sê hy in vers 17, en ek stuur vir Timoteus na julle toe. Timoteus moes gaan, en hy moes met daai gemeente gaan werk, en hy moes vir hulle Paulus se kant gaan stel. Hierdie introvert, wat nou hierdie ding moet gaan doen, wat wys dat jy kan dit doen, al is jy 'n introvert, jy kan dit doen, al denk jy dat partykeer nie so nie. In 2 Timoteus 4 vers 21 sê Paulus ook vir Timoteus, ek weet jy gaan na my toe kom, probeer asseblief om voor die winter te kom. Hy wou graag vir Timoteus by hom hê. Hy was in die tronk gewees, hy het swaar gekry, en hy het gevoel, Timoteus sal iemand wees wat hom baie kan ondersteun, baie krag en moed kan inpraat. En dit is een van die kenmerke van flegmatiese temperamente, wat die Here by Timoteus wonderlik gebruik het. Mense met flegmatiese temperamente is getroue en betroubare vriende, is betroubare ondersteuners, soos Timoteus vir Paulus was. Dis iemand wat tot die einde toe by jou sal staan. Dis iemand wat soos Jesaja 43 sê, saam met jou deur water sal gaan, saam met jou deur vuur sal gaan, wat jou nie in die steek sal laat nie. En die Here het hierdie kenmerk van Timoteus kosbaar gebruik in sy koninkryk. Gebruik om vir Paulus te ondersteun, om vir Paulus te bemoedig, om vir Paulus aan die gang te hou. En hoeveel ander mense met hierdie kenmerk het God nie ook al oor die eeue gebruik in sy koninkryk nie.
Daar is trouwens 'n hele beweging wat hulle noem friendship evangelism, waar hulle sê dat een van die effektiefste maniere om ander mense vir God se koninkryk te wen is deur vriendskappe heen. En veral hier is introverte baie kosbaar. Soos wat ons van Andreas gesien het, 'n 1-tot-1 mens. Iemand wat jy 'n vriendskap met iemand, daardie persoon na die Here toe kan lei. As jy hierdie kenmerke het, die Here wil jou op so 'n manier gebruik in ons gemeente, om deur jou vriendskap met mense hulle na die Here toe te bring. Jy kan vir hulle vertel, jy kan vir hulle die voorbeeld stel, jy kan hulle eredienste toenooi, jy kan hulle opbou en opbeheer en bemoedig. 'n Kosbare kenmerk van 'n flegmatiese temperament. Maar nou sien ons ook dat Timoteus tipies van hierdie traagheid en huiwerigheid van die flegmatiese temperament partykeer so 'n bietjie aangeboor moes word. Paulus moet vir hom sê daar in 2 Timoteus 2 vers 1 en 2, wees sterk. Hy moes hom herinner daaraan, wees sterk. Hy moes hom in vers 15 herinner, stel jouself beskikbaar, wees gewillig. Want dit is asof flegmate partykeer so 'n bietjie in die agtergrond wil gaan sit. Paulus moes hom herinner, moenie in jou hoekie gaan sit nie. Wees gewillig, wees sterk. Hy sê vir hom in 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5, hou aan om die woord te verkondig, doen dit tydig en ontydig, wanneer dit mense pas en wanneer dit hulle nie pas nie, doen dit. Weerlê, bestraf, bemoedig, hou daarmee aan. Trouwens, mense nog daarby kom by sê, in 1 Timoteus 4 vers 14 sê hy vir hom, onthou jy het genadegawes ontvang. Moenie dit verwaarloos nie. Flegmatiese mense is mense wat partykeer hulle genadegawes verwaarloos. Hy moes vir hom sê, moenie dit doen nie. In 2 Timoteus 1 vers 6 sê hy ook vir hom, blaas dit aan soos 'n vuur, hierdie gawes wat die Here vir jou gegee het. So 'n bietjie daai aanpoor werk nodig. In Engels praat hulle van prodding. Dis amper soos 'n protter waarmee 'n mens diere aanjag, so 'n skokmasjien, wat jy 'n dier net so 'n skok gee en dan gaan hy weer 'n bietjie. So Samgar waarvan 'n mens lees in Rigters 3, wat 'n rigter was in die rigterstydperk, wat met 'n osprik gewerk het. Hy het 'n osse geploeg, en dan het hy 'n prik gehad, so 'n steekdingetjie waarmee hy hulle so steek gee, en dan trek hy weer 'n keer die ploeg. Trouwens Samgar is terwyl hy op die land besig was, is hy deur die Filistyne oorval, en hy het met daai osprik het hy 600 Filistyne doodgeslaan. Flegmate, luipers het so 'n bietjie 'n protter nodig, so 'n bietjie 'n aanpor, 'n aanstoot. Kom aan die gang en bly aan die gang, want jy kan verskriklik baie vir die Here doen. En dit is vandag eintlik maar nog steeds so met baie mense, wat aangemoedig moet word, aangepraat moet word, huiwerig is. En as dit iets is wat jy in jouself herken, die Heilige Gees kan jou ook daarmee help om dit bietjie te bowe te kom. Om nie altyd net agteroor te sit en niks te doen nie, maar betrokke te wees. Timoteus het deur Paulus se voorbeeld, deur Jesus se voorbeeld, deur die Heilige Gees se werk, het hy daai tekortkoming te bowe gekom. Kosbare werk vir die Here gedoen. Eerste voorbeeld, Timoteus. Tweede voorbeeld, en baie mense sal dalk nou verbaas wees om sy naam hier te sien, Barnabas. Barnabas, reken hulle, was die persoon wat die heel grootste invloed uitgeoefen het in die vroeë kerk. As 'n mens in Handelinge 9 lees, dan was dit Barnabas wat vir Paulus in Jerusalem aanvaarbaar gemaak het by die Christene. Onthou Paulus, voordat hy tot bekering gekom het hy die Christene verskriklik vervolg. Daar staan ons dat hy in Jerusalem soos 'n besetene teen hulle te kere gegaan, hy het hulle uit hulle huise uitgesleep, hy het hulle in tronke gegooi, hy wou die kerk so uitroei dat hy selfs op pad was na Damaskus toe om die Christene daar te gaan hou. Toe kom hy tot bekering. Toe hy terug gaan Jerusalem toe en hy wil by die Christene inskakel, toe sê die Christene, daar's nie meneer nie. Ons vertrou nie hierdie ou nie. Hy het nog 'n rukkie terug, het hy ons in tronke gegooi en doodgemaak. Hy wil net kom spioneer. Hy wil net by ons inkom om die name te hê van wie Christene is, dat hy ons almal in die tronk kan gooi. Hulle het hom nie vertrou nie, en 'n mens kan hulle nie kwaadlik neem nie, want mens kan dit verstaan. En dit was Barnabas wat Jerusalem toe gegaan het, en vir hulle gaan sê, Paulus het regtig tot bekering gekom. Dis hy wat vir hulle gaan sê, aanvaar hom. Dis hy wat vir hulle gaan sê, ek het hom oorpreek in Antiochië. Hy's werklik nou 'n kind van die Here. Deur Barnabas het Paulus aanvaarbaar geraak in Jerusalem.
toe daar gelowiges in Antiochia kom, en die kerk daar uitbrei, en dit is in die heidendom, en die ouens in Jerusalem wonder, maar kan heidene regtig Christene wees, en is alles wat daar gebeur regtig heeltemal reg? Toe stuur die gemeente van Jerusalem vir Barnabas, om dit te gaan ondersoek. En toe Barnabas daar kom, en hy sien, maar alles is reg, toe gaan haal hy vir Petrus op Tarsus, en hy sê, of vir Paulus op Tarsus, en hy sê vir hom, kom werk saam met my, en vir 'n jaar lank het hulle saamgewerk in Antiochia. Hy was waarskynlik die grootste invloed in die vroeë kerk, al is hy nou nie die bekendste van almal in die Bybel nie. Maar sy kenmerke van 'n luiperd is veral sy kalmheid, die feit dat hy mense 'n tweede kans gegee het, die feit dat hy ook 'n vredemaker was. Die gebeure daar in Handelinge 15 verwys na die tweede sendingreis wat begin. Op die eerste sendingreis gaan Paulus en Barnabas saam. Hulle vat vir Markus saam. Markus maak nie eintyd klaar nie. Hy draai na 'n rukkie om. Toe hulle die tweede reis wil begin, toe sê Barnabas, kom ons vat weer vir Markus saam. Nou kyk net wat doen Paulus, die leeu. Nee. Hy het nie klaar gemaak die eerste keer nie. Hy het nie tot die einde toe gebly nie. Hy kan nie nog 'n kans kry nie. Hy kan nie weer saam gaan nie. Hy het sy kans gehad, hy het sy kans verspeel. Sorry. En wat doen Barnabas, die luiperd? Hy sê, kom ons gee hom nog 'n kans. Kom ons vat hom saam. En uiteindelik, omdat Paulus nie wil en Barnabas wil, skei hulle twee, hulle paaie skei. En daar's eintlik toe twee sendingreise wat gelyktydig plaasvind. Barnabas wat vir Markus saam, en Paulus wat vir Silas saam, en hulle gaan in verskillende rigtings. Die kenmerk van Barnabas hier, die bereidheid om te vergewe, die bereidheid om 'n tweede kans te gee, die bereidheid om vir iemand wat droog gemaak het te sê, ek sal jou nog 'n kans gee. 'n Wonderlike kenmerk in die Here se koninkryk. En hy het so groot invloed op hom gehad. Kolossense 4 vers 10 sien ons dat Paulus met lof van Markus praat. Dieselfde Paulus wat gesê het, gee hierdie ou nie nog 'n kans nie, kan later, nadat Markus onder Barnabas se invloed gegroei het, met lof van Markus praat. En ook in 2 Timoteus 4 vers 11 vra hy vir Timoteus om asseblief vir Markus na hom toe te bring in die tronk, want Markus sal vir hom baie kan beteken. Die kenmerk van 'n luiperd, 'n vlegmaat, wat baie in God se koninkryk kan beteken by Barnabas, is daai vergifnis, tweede kanse gee, iemand vergewe, vredemaker wees, goeie kenmerke wat die Here in sy koninkryk wil gebruik. En dan ons laaste voorbeeld, die voorbeeld van Abraham. Nou van Abraham word daar nadat sy lewe nou verby is, in Hebreërs 11 getuig van sy groot geloof in die Here. En dan word vertel hoe dat hy vertrou het en geglo het en alles. Maar tot en met daai punt, wat dan na hom oor sy lewe so geskryf kan word, het Abraham tydens sy lewe op aarde ook van die tipiese luiperdkenmerke vertoon, en moes hy baie groei. Een van die kenmerke wat ons kry in Genesis 12 en in Genesis 20, is sy vrees. Ons het mos in die begin gesê, dat luiperds kan baie keer bekommerd wees, en hulle kan baie keer vreesagtig wees. Wat gebeur in Genesis 12 en in Genesis 20? In Genesis 12 vanaf vers 11, die Egiptenare gaan my wil doodmaak om jou te kry. Spaar my lewe, sê oor ons terwyl ons kom, jy is my suster. Dan gaan hulle my ten minste nie doodmaak nie. En toe die Egiptenare haar sien, en hulle sien dat sy 'n mooi vrou is, toe beveel hulle haar by Farao aan, en Farao vat haar as sy vrou. En wat gee hy in ruil vir Abraham? Hy gee vir Abraham donkies en kamele, en kleinvee en beeste, en slawe en slavinne. Sarah, sy vrou, is in Farao se paleis, en in die aand tel Abraham sy donkies en sy kamele, om te kyk of alles op kraal is, al sy kleinvee op kraal gekom het. Maar die Here tref Farao met pla, dat hy besef, maar dit is nie Abraham se suster gewees nie, dit was sy vrou. Maar sy vrees het gemaak dat hy jok. En toe het hy nog nie geleer nie. In Genesis 20 doen hy dit so ware tweede keer. Hy versit na die suidkant toe. Hy kom by koning Abimelek van Gerar, en hy doen dieselfde. Hy sê vir Sarah, sê jy is my suster. Selfe gebeur, die koning vat haar as sy vrou, totdat hy uiteindelik besef, maar eintlik is Sarah nie Abraham se suster nie, sy is Abraham se vrou, en hy gee haar terug aan Abraham.
Wat het Abraham toegelaat hierso by die flegmatiese persoonlikheid, bekommernisse en vrees? En wat het dit gemaak? Dit het gemaak dat hy vergeet van God se belofte, dat God altyd by hom sal wees. God se belofte dat hy hom sal seën en hom 'n man van betekenis sal maak. Hoekom sê ek hy het dit vergeet? Want hy word doodgemaak. En as hy doodgemaak word, gaan ons nou niks van God se beloftes kom nie. Sy bekommernisse en sy vrees het gemaak dat hy nie op die Here vertrou het soos wat hy moes nie. En dis iets waarteen 'n mens met 'n flegmatiese temperament moet waak, dat jou bekommernisse en jou vrese nie jou oë blind maak vir die Here se werke en sy seëninge in jou lewe nie. Die Heilige Gees is nie 'n gees van vreesagtigheid nie. En hy vul ons nie met vrees nie. En daarom moet ons die Heilige Gees vra as ons hiermee 'n probleem het. As ek agterkom in my lewe, bekommer ek my baie maklik oor dinge, of ek is baie maklik vreesagtig, moet ek die Gees vra om dit weg te vat, om my te help om nie deur vrees beheer te word nie. Die Heilige Gees kan ons daarmee help. 'n verdere kenmerk van hierdie temperament, Genesis 13, Abraham was ook 'n vredemaker gewees. Toe hy en Lot se vee so baie aangeteel het, dat hulle nie meer by mekaar kon bly nie. Nou vat Abraham se veewagter sy vee om hier te wy, maar Lot wil sy veewagters wil ook hulle vee daar laat wy. En dan beklei hulle onder mekaar, wie se vee moet waar wy? Is dit Abraham wat tipies van die luiper, die vredemaker is en sê, ons is familie. Ons is nie veronderstel om te beklei nie. Kies jy 'n stuk land, dan gaan jy soontoe, dan vat ek die ander stuk land. Die vredemaker. Goed, Lot weet ons het toe nou die beste gekies. Hy het gekyk en toe sien hy die Jordaanstreek het baie water. Toe kies hy die beste en Abraham kry toe die droë stuk van die land. Hy sê, en dan staan Abraham daar in sy kop hang en dan sê die Here vir hom, kyk na die noorde en die suide en die ooste en die weste. So ver as wat jy kan sien, sal ek vir jou gee. Daar's eintlik mos lank terug, het ek mos eendag 'n preek daaroor gemaak. Onthou jy daai preek? Daar's eintlik 'n mooi ding wat daar gebeur. Daar's 'n Hebreëse woordjie in daai stukkie wat beteken asseblief, wat nie vertaal is in ons Afrikaanse Bybel nie. Waar God vir Abraham asseblief sê. Abraham se kop hang, hy so moedeloos, Lot het die water gevat, hy het die vrugbare deel gevat, ek het die klipperige droë grond, die doringbosse en die dussels. En dan sê die Here vir hom, tel asseblief jou kop op. Dat God so mooi met Abraham kan werk om vir hom asseblief te vra. En dan die Here hom daar bemoedig en sê, maar die wonderlike van hierdie temperament, vredemaker. Gebruik dit ook in ons gemeente, gebruik dit ook in God se koninkryk. Nog 'n kenmerk is, saam met die vrese, het hy egter ook partykeer getwyfel. Daai twee stukke, Genesis 15 en Genesis 17, is eintlik twee verskriklike gedeeltes in die Bybel. In Genesis 15 sluit die Here 'n verbond met Abraham. Nou die Here het al in Genesis 12 vir hom gesê, hy gaan hom seën, en hy gaan hom 'n groot nageslag gee, en hy gaan hom 'n man van betekenis maak. In Genesis 15, dan vra die Here vir Abraham, en die mens kan nie dink dat 'n mens so met God kan praat nie. Dan vra hy vir die Here, ag Here my God, wat kan U vir my gee? Soos hy vir die Here sê, Here, U kan my tog niks gee nie. Wat kan U nou vir my gee? Dan sê hy vir die Here, Here, U het my nou eenmaal nie 'n nageslag gegee nie, want tot op daai stadium is Isak nog nie gebore nie, so hy glo ook nie, het gaan gebeur nie. Here, so wat kan U tog nou vir my gee? Kan U sien hoe hy verlei? Dan sê hy vir die Here, Here, Eser, my slaaf, hy moet maar my goed erf, want ek gaan nie 'n kind hê nie. En 2 hoofstukke verder, in Genesis 17, gebeur daar eintlik nog 'n erger ding. Dit is toe die Here die teken van die verbond gee. Dan staan daar, Abraham het op sy knieë geval en vir die Here gelag, die Here uitgelag. Kan jy jou indink dat 'n mens dit kan doen? Op jou knieë val en God uitlag. Dis wat Abraham gedoen het. Hy het vir die Here gesê, ag Here, ek is al 100 jaar oud. My vrou is 90 jaar oud. Hoe sal ons nou nog 'n kind kan hê? Al wat ek vir U vra, Here, is seën dan nou maar vir Ismael. Want intussen het Genesis 16 gebeur, het hy maar vir Hagar gevat en vir Ismael gehad, by die slavin, by die byvrou, omdat hy nie meer geglo het, Isak gaan gebore word nie. Dan vra hy vir die Here, ag Here, doen dit dan nou maar, as U nou nie die ander belofte nie, seën dan maar net vir Ismael. Hy het getwyfel, hy het ernstig getwyfel in sy lewe, of die Here sy beloftes gaan waarmaak.
Iets waarteen mense met hierdie temperament, maar eintlik nie net hierdie mense, ons almal gedurig moet stry teen twyfel. As twyfel in jou hart opkom, vra die Heilige Gees om jou te help om die twyfel te oorkom en vas te hou aan God se beloftes. Uiteindelik het Abraham ook baie aangepas. Genesis 12, toe die Here hom roep, was hy bereid om te gaan, en dan uiteindelik aan die einde van sy lewe is hy bereid om die Here ten volle te vertrou. Genesis 22 vers 18, nadat hy bereid was om so op die Here te vertrou, dat hy bereid was om vir Isak te offer. Hebreërs sê uitgeweet, al maak hy sy seun dood, God kan hom weer vir hom teruggee uit die doderyk uit. Sê Genesis 22 vers 18, sê die Here vir Abraham, jy was ten volle aan my gehoorsaam gewees. Kyk net wat 'n wonderlike pad het hierdie luiperd saam met God gestap. Daar was vrees, daar was twyfel, daar was leuns, daar was bekommernisse, en uiteindelik is hy die Vader van alle gelowiges, omdat hy die Heilige Gees vir God toegelaat het, om hom in sy lewe te laat groei. Hierdie 3 voorbeelde, Timoteus, Barnabas, Abraham, mense met teruggetrokke geaardhede, introverte, mense wat hulle self nie aanbied nie, wat nie sommer net hulle hulp sal kom aanbied nie, wat terugsit en wag dat hulle gevra moet word, maar uiteindelik, toe hulle die Heilige Gees toelaat om weer in te werk, kosbare werk in die Here se koninkryk gedoen. Weer ons prentjie, het vandag daar bo die luiperd gedoen, die denker gedoen, die een wat baie keer die toeskouer is. As jy vanmôre dalk jouself of ietsie van in jouself herken, vra die Heilige Gees om jou te help om te groei in jou tekortkominge, om te groei in jou gebreke, en te weet die Here wil jou gebruik in sy koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ook teruggetrokke mense in U diens wil gebruik. Die mense wat in die hoekie sit en wat wag om gevra te word. Here, wil U ook in ons gemeente, die introverte, die teruggetrokke mense, kragtig gebruik. Wil U ook vir ons help, Here, waar daar ook tekortkominge in ons lewe is, waar ons dalk iets van Timoteus in ons herken, waar ons aangemoedig moet word, waar ons aangepraat moet word. Ons help, Here, om nie so traag te wees nie, maar om meer ywerig te wees. As ons dalk iets van Abraham herken, van sy twyfel en sy bekommernisse en sy vrese, Here, U woord sê vir ons dat vrees nie van U afkom nie, en dat die Heilige Gees nie 'n gees van vreesagtigheid is nie. En U sê vir ons in Filippense 4, as ons bekommerd is oor dinge, moet ons daaroor bid, ons moet dit na U toe bring. Help ons om dan met daardie tekortkoming met U Heilige Gees se hulp en leiding te oorkom. Dankie dat ons vir U kan vra, Here, dat U ons elkeen ten volle sal benut en gebruik in Kanonkop gemeente en ook in die Koninkryk in Middelburg en oral waar U ons laat kom om U naam te verheerlik. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. As mens nou dink oor hoe Abraham op sy knieë geval het en vir die Here gelag het, Sara het ons ook gelag. In Genesis 18, toe Abraham die 3 besoekers kry en hulle sê oor 'n jaar kom ons weer en dan gaan Sara kind hê, toe lag Sara binne in die tent. En toe vra die Here ons hoekom lag sy, toe sê sy het nie gelag nie. Toe sê die Here vir haar, ja, het jou gehoor. En uiteindelik toe hulle die kind die naam Isak gee, Isak beteken lag. So eintlik elke keer as hulle nou hulle kind se naam genoem het, is hulle herinner daaraan dat hulle God uitgelag het. Toe God vir hulle gesê het, hulle gaan op 190 gaan hulle nog 'n kind hê. So hulle moes elke keer herinner word, jy lag God nie uit nie. Jy dink nie dat iets wat God beloof onmoontlik is nie. Al dink jy as 'n mens miskien dit is, vir God is niks onmoontlik nie. So elke keer moet hulle herinner word daaraan, jy lag nie vir God uit nie. Net so so ietsie oor wat ons nie eers, ja, wat dit is, eers die ander ene. Ons het ons gesê, ons gaan so oor 5 Sondae van die 5 dinge waaroor mense die meeste spyt het, die dag as hulle sterwe. Dis nou so met navorsing wat hulle gedoen het hulle agtergekom, dat ons nou by hulle kan leer, dat ons nie ook oor die goed spyt is nie. Die nommer 1 ding waaroor mense spyt is op hulle sterfbed, is dat hulle die moed gehad om getrou in hulle self te lewe,
en nie die lewe wat ander vir hulle besluit het nie. Getrou aan wie die Here jou gemaak het, en nie ander probeer please het, of ander probeer beïndruk het, of probeer die ideaal van iemand anders leef nie. Tweede, ek wens ek het nie so hard gewerk nie, die gedagte daaraan verhoudings verwaarloos, gesinne afgeskeep, werk het altyd jou eerste gekom en gesin altyd laaste. 'n Derde ding, ek wens ek het die moed gehad om my gevoelens te kommunikeer. Verlede week het ons na hom gekyk, en vandag dan nou, ek wens ek het in kontak met my vriende gebly. Ek gaan alles oor verhoudinge, hierdie 5 dinge waaroor mense baie spyt het. Kom ons leer om daarby, ons nie eendag so hierdie goed spyt sal wees nie. En dan is daar soms so, ons het mos nou gesê, Luiperd het so 'n bietjie 'n protter nodig, so 'n bietjie 'n aanmoediging nodig. Dis so 'n bietjie soos hierdie donkie. Kom dan aan die gang. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.